Het jy geweet dat kan onbillike arbeidspraktyke jou loopbaan stilweg saboteer? Van bevorderings tot voordele, hierdie verborgde ongeregtighede kan jou werksomgewing beïnvloed. Kom ons ontdek wat die wet op arbeidsverhoudinge oor hierdie praktyke sê. Die tipes gedrag wat 'n onbillike arbeidspraktyk ingevolge artikel 186(2) uitmaak, sluit in onbillike gedrag met betrekking tot bevordering, wanneer 'n werknemer onbillik bevordering geweier word of die proses prosedureel of substantief onbillik is. Onbillike gedrag met betrekking tot degradering, wanneer 'n werknemer gedegradeer word sonder behoorlike prosedure of regverdiging. Onbillike gedrag met betrekking tot proeftydperk, wanneer die assessering van 'n werknemer se prestasie tydens proeftydperk onbillik uitgevoer word. Onbillike gedrag met betrekking tot opleiding, wanneer toegang tot opleidingsgeleenthede onbillik beperk word. Onbillike voorsiening of weiering van voordele, wanneer 'n werkgewer voordele waarop die werknemer geregtig is, onbillik weerhou of verander. Onbillike skorsing of dissiplinêre stappe kort van ontslag, wanneer 'n werknemer sonder gegronde rede of behoorlike prosedure geskort word. Versuim of weiering om 'n voormalige werknemer te herstel of weer in diens te neem, wanneer 'n werkgewer 'n ooreenkoms verbreek om 'n ontslaane werknemer te herstel of weer in diens te neem, of dit op ongunstige voorwaardes doen. Elke kategorie vereis spesifieke feite en bewyse om die onbillikheid van die gedrag te bewys. Ten slotte ontstaan verskillende tipes onbillike arbeidspraktyke in verskeie werkskontekste, wat elkeen 'n noukeurige ontleding van billikheid in beide prosedure en inhoud vereis. Dankie dat u by ons aangesluit het.